is nogal kenmerkend dat die naam wat Joshua dra is God sal verlos, en so bring God verlossing aan Israel wat swerf in die woestyn deur die leiding wat hy bied aan die Israeliete, aan sy volk deur Joshua. Alright, so is 'n bietjie stil, kan ek begin? Voor jy begin, vir alles dat jy is jy nou reg? Ja, julle klank is by, maar julle beelde is aan my kant net bietjie stadig, maar dit behoort nie 'n probleem te wees nie, so ek sal saam kan praat en ja, ek gaan nou net mooi luister. Okay. Kyk hoe gaan dit. Okay, ons begin. Goeiedag en welkom aan al ons kykers. Vandag gaan ons kyk na vraag en antwoord 29 en 30 van die Heidelbergse Katekismes. Dit vorm alles deel van Sondag 11. Ons gaan hierdie twee saam hanteer, omdat hulle baie nou saam werk. So ja, ons gaan vandag spesifiek fokus op Sondag 11 van die Heidelbergse Katekismes in hierdie reeks. So ons gaan net die eerste vraag saam lees, en dan ook die antwoord saam lees, en dan kyk ons, dan gesels ons 'n bietjie daaroor, voordat ons aanbeweeg na vraag en antwoord 30 toe. So eers vraag en antwoord 29. Waarom word die seun van God genoem Jesus, wat verlosser beteken? En die antwoord, omdat hy ons van al ons sondes verlos, en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is. So, die antwoord, die vraag wat ek nou gaan vra is reeds hier in die Heidelbergse Katekismes, maar dit is merkwaardig en baie besonder om dit raak te sien. Wat beteken die naam Jesus? Ja, so ek kan dalk sê, Jesus beteken verlosser, en daar's 'n naam naby aan die naam Jesus, is Joshua, wat beteken God verlos. Maar Christus maak dit meer as net verlossing as konsep. Christus kom self as verlosser om ons te red. So heel interessant dat baie geskiedkundiges sal ook sê dat daar baie ander mense was wat ook die naam Jesus gehad het, maar die feit van die saak is dat Christus kom vervul sy naam se betekenis. In plaas van net in daardie betekenis van God verlos te dra, kom bring Christus dit tot vervulling. Ja, dit was nou nog in die Spaanse kultuur is die naam Jesus 'n algemene naam, en die Ou Testament figuur Joshua het ook eintlik dieselfde naam gehad. So dit klink dieselfde, maar dit is dieselfde. Die een is net, as ek reg is, die Joodse uitspraak, en die ander een is die Griekse uitspraak. Maar ja, die naam beteken verlosser, of anders gestel, een wat red. Alistair het wou iets gesê, toevallig in die rede. Ja, nee, heeltemal reg. Ek het gedink, dat so mooi is van ons kerk se belydenis hier in hierdie troosboek, is eintlik hoeveel keer van die bewoordings wat ons kry en alles presies hoe uit die skrif uitkom in die antwoord, en dan spesifiek oor hierdie vraag kry mense baie duidelike antwoord as 'n mens die evangelie van Matteus begin lees, daar net in die eerste hoofstuk, daar waar die Heilige Gees dan nou aan Maria, waar die engel aan Maria verskyn en sê dat sy sal in die Heilige Gees 'n seënbaar, en sy sal 'n seënbaar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Hierdie Jesus wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ja, dit is eintlik baie besonder. Ja, as ek so hy moet spesiaal hierdie naam kry, want hy is die een wat dit finaal gaan doen vir sy volk. Is daar ietsie dieper of ietsie meer besonders daarin dat hy ook die naam gekry het van hierdie Ou Testamentiese figuur Joshua? Wat het Joshua gedoen en wat doen Jesus?
Joshua, dus daar's 'n hele boek toegewy aan Joshua se leierskap in die beloofde land in, waar die Israeliete inlei in die beloofde land in, wat God hulle beloof het. En dis nogal kenmerkend dat die naam wat Joshua dra is God sal verlos, en so bring God verlossing aan Israel wat swerf in die woestyn deur die leiding wat hy bied die aan die Israeliete, aan sy volk deur Joshua. Ja, so Joshua en Jesus deel eintlik maar dieselfde naam. Christus is nou net die meer Griekse uitspraak van Yeshua. Dan sê Christus se naam klink ons meer soos die Grieks wat Jesus is. Maar hy kom eintlik maar van Yeshua, wat beteken God verlos, en so rig God dan vir Joshua op om die Israeliete in die beloofde land in te lei, waar dit eens Moses was wat die Here aangestel het om die volk te lei. Gaan God en hy stel vir Joshua op, een van die verkenners wat sy vertroue in God geplaas het, eerder as te vertroue in die volk se vermoëns om die land in te gaan. So sien ons ook dan Joshua plaas sy vertroue heeltemal op God en lei dan die volk in die land in, wat God hulle beloof het. En so sien ons ook deel van God se verlossing wat hy bring aan die hand van Joshua. Ja, skus Frikkie. Ek wil net noem dat Joshua en so ook 'n klomp ander voorbeelde in die Ou Testament 'n skaduwee was van dit wat in Christus vervul en volbring sou word. Kry mens nogal by bevestiging in Petrus se preke. As mens nou sy preke in Handelinge lees, maar in besonder sy preek in Handelinge 4, daar in vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Net die bevestiging van dit wat ons gesê het, die onvermaaktheden van die afskadeweings van die Ou Testament en Christus is het alleen gewys na Christus, omdat hy alleen die enigste verlosser is. Ja, dankie Alistair. Ja, en dit lei ons dan op baie mooi in, presies soos wat jy nou gesê het, na die volgende vraag toe, vraag en antwoord 30, ek sal dit net vir ons weer lees. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulself of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jesus? En die antwoord is nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser as heiland. Jesus, alhoewel julle met die mond in hom roem, slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie 'n volkomme verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. En hierdie vraag lê dan spesifiek die klem daarop, dat daar is baie groepe of mense of so wat sal dink hulle is gelowiges of dink hulle is Christene, maar hulle soek hulle verlossing in Christus en iets anders. Daardie by die heiliges of by hulself, dit maak baie waarskynlik 'n verwysing na die Rooms-Katolieke Kerk, wat hulle verlossing ook soek in die heiliges. En dan daai by hulself, dit kan verwys na mense wat glo dat hulle verlossing vind deur hulle eie dade of hulle eie oortuigings of dinge wat hulle doen. Mens noem hierdie tipe evangelie Jesus en evangelie, waar jy glo in Jesus, jou verlosser, en iets anders. Jy moet ook iets anders doen. Jy moet 'n paar ander dinge eers in jou lewe bereik voordat jy verlos kan word. So die groot vraag wat die Heidelbergse Katekismus dan vra is, kan persone wat in hierdie Jesus en evangelie glo, kan hulle gered word? Ja, ek kan net ook so 'n inleiding tot ons antwoord dat ons gaan formuleer, en dan ek lei hom goed in dat Skaap daarop kan voortbou. Wat ons hier lees, die Jesus plus wat jy van vertel, die Jesus plus beweging, nee, of daardie ding wat ons al gehoor het, daar's ander YouTube kanaal wat so eintlik
bietjie gekyk het na wat in van die teologiese fakulteite aangaan en dat daar by uitstek geleer word dat die Here bo op 'n berg sit en daar's verskillende paaie op na hierdie berg toe en jy as mens kan besluit wat se pad jy opvolg. Of jy 'n makliker of moeiliker pad, 'n goeie of 'n lelike pad, wat ook al pad jy volg, kan jy daar opgaan. As jy nou Christen is dit die pad wat jy gekies het. As jy enige ander geloof is dit dan nou daardie pad. Maar nou, dit laat mense nou eintlik terugdink aan die boek Sefanja. Die boek Sefanja is seker van begin tot einde, gaan dit oor die dag van die Here. En daarin wys hy dan by uitstek een sonde. Nou hy wys vir verskeie is, maar daar's een sonde wat vir ons in hoofstuk 1 vers 5 uitstaan. Daar waar hy sê, julle wat by die Here gesweer het en by Milkom. Julle wat by die Here sweer en sweer by Milkom. En daai Milkom kan een van twee goed beteken. Milkom kan beteken 'n ander koning. Julle sweer by God, wat die enigste koning is, en dan by 'n ander koning, Milkom. En dan kan dit ook waarskynlik verwys na die Ammonitiese afgod Molech, wat kinderoffers waarvoor die mense kinderoffers gebring het. Nou, as 'n mens 'n bietjie terugstaan en jy vat die afgodsbeeld bietjie weier, is die afgodsbeeld dit wat jy in plek van die enigste ware God sit en aan hom gelyk maak en hom gelyk trek. Dit is waar jy die skepsel of 'n verdinksel van die mens in lyn of gelykstelling plaas met God, die alleen enige Here. En daarom, nee, die Here hierin 'n afskie dat daar by hom gesweer word en enige ander God, enigiets anders wat koning is. Die Here wys vir ons dan veral in Sefanja, nee, dat die dag van die Here se grimmigheid met die vuur van sy ywer gaan oor hierdie mense kom. Nou dit is harde woorde, maar daarin het ons ook die katekismes hanteer. Die feit dat die katekismes ook veral by sonde begin het, dit is geweldig belangrik dat ons 'n sonde besef het en daarop wat ons inlei uit die diepte, nee, hoe mooi en troostryk en wonderlik en fantasties ons verlosser is, wat ons uit hierdie diepste ellende gered het. En daarom net dink ek of 'n inleiding of 'n baie lang inleiding op 'n antwoord wat skakel kan ook uit kan brei dat Jesus alleen die enigste is en die Here duld nie die aanbidding van hom in enkele aspekte en die aanbidding van iets anders in ander aspekte nie. Hy is onverdeelde trou aan homself toe. So, om te antwoord wat Alistair nou net gesê het, aangaande die vraag op hierdie mense wat glo dat hulle Jesus plus amper so Disney Plus ding hiervan hê, as hulle Jesus plus wil geloof wil hê, die antwoord is nee. Jy kan nie so iets sê nie. Ek glo daai is 'n goeie opvolg op jou stelling, Alistair. Ja. Ja, ekskuus Frikkie, net so die antwoord sê baie mooi die van die katekismes dat hulle wat in Jesus glo en in iets anders, nee, hulle dink ek die woord wat hier gebruik word, hulle loon, nee, hulle ek bedoel nie ek is op die verkeerde sondig, maar hulle verloon so die offer van die Here Jesus. En die dat hulle in hulle gebruik in 'n praktyk eintlik sy offer as onvoldoende beskou en soos die Romeinse jy 'n bepaalde bydrae by dit moet lewer, of wat ook al ander persoon in die Jesus plus geloof handhaaf dat Jesus 'n bepaalde deel betaal het en wat ook al anders moet 'n ander deel dek. Dan het dit loon die effektiwiteit en die omvattendheid van die sonde, nee, daar waar Hebreërs 10 vers 10 sê, nee, maar die offer van die Here Jesus Christus is deur God aangeneem net eenmaal, nee, perfek, omvattend, volkome vir altyd. Ja. Alles dis skaak gaan ek want so dis 'n baie mooi klem wat jy daar lê. As jy in hierdie Jesus en of Jesus plus evangelie glo of geloof glo, dan sê jy eintlik Jesus was nie genoeg nie. Dit is dan verloon nie hom in 'n sin. Die ene sin nie jy doen nie heeltemal. Ja, ekskuus skaak, jy kan aangaan. Ja, ek wou eintlik net aanhaak by wat julle sê en ons as gereformeerdes glo en bely uiteindelik in die 5 solas en een van hulle is Christus alleen. Jy word gered deur Christus alleen
En so moet jy ook vashou en vasvertrou in die werke van Christus alleen en nie jou eie nie in die werke van 'n ander afgod nie. In Christus se werk alleen moet ons vashou in die vertroue dat ons gered word en gespaar word van ons sondes en ons sondesdraf. Ja. Nee, ja, so die laaste ding wat ek net bietjie oor wil gesels dan, baie dankie julle het goed geantwoord, is dat ons moet versigtig wees. Dit is baie algemeen en baie populêr dat mense sou iets sê soos jy moet eers jou hart vir die Here gee en dan sal jy gered word. En nou dit wat hulle bedoel daarmee. Ja, natuurlik moet jy bekeer, maar die klem wat ek wil maak is dat dis nie iets wat jy doen. Dit kom nie uit jou eie uit. Dit kom alleen uit genade van ons Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Ja. So ons moet versigtig wees dat ons nie dat baie mense nie dit dink nie, né? Jy dink dat jy moet eers iets doen. Want jy moet nie 'n verlossing in jouself soek en jou dade soek nie. Jy moet dit soek in die Here alleen. Nee, baie dankie julle twee. Baie dankie ook vir ons luisteraars. Dit was dan vraag en antwoord 29 en 30, Sondag 11 van die Heidelbergse Katekismes. Ons sien julle volgende keer weer. Baie dankie.